Kom ons maak ons oë toe nou bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons U lof kon besing. Die lof wat daar in die hemel is, waar engele rondom U troon dag en nag bid en sing en sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Dankie dat ons in hierdie sang kon getuig en kon sê, ek lig my hande op na U. Ek wil geen ander afgod of gode dien nie. Dankie dat ons kon sê, doen slegs U wil, Heer. Dankie dat ons 'n begeerte kon uitspreek, en dit is dat ons U wil sien, en ons wil U beleef, en ons wil U aanraking ervaar, en ons wil U woord oopgebreek hê, en ons wil vra, Here, ontmoet ons, wanneer ons onthou, dat U bloed gevloei het, en U liggaam verbrysel was. Ons wil onthou, dat U oorwin het. Ons wil onthou dat U opgevaar het. Ons wil onthou dat U weer kom. En tot dan, bid ons, versterk ons, vorm ons. Here, vat uit ons lewe uit, wat nie pas nie, wat nie hoort nie. En help ons, om so te lewe, dat mense Jesus Christus in ons sien, in ons beleef, en in ons ervaar. In Jesus se naam, amen. Ons gaan saam lees uit Markus 3 uit. Ek wil nou eintlik sommer net 'n versie terug begin, wat sê, 'n menigte mense het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom, kyk, U moeder en die broers en die susters daar buite soek U. Maar hy sê vir hulle, wie is my moeder en my broers? En hy het die menigte aangekyk, wat in die kring om hom sit en gesê, hier is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. So uiteindelik iets anders gesê, as wat die gebruik van daardie tyd is, dat jy net 'n biologiese afkoms het, en dit jou pa en jou ma en jou broer en jou suster is, het hy gesê, daar's 'n geestelike iets. En elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Wat ons ook, broers en susters, vir mekaar maak, vanaand. Goed, en dan Johannes 17, as jy vinnig sommer net daarna toe gaan, ek mens vinniger as wat ek het nou is, maar probeer my bes. Jesus bid vir sy disippels, nadat Jesus dit gesê het, hy het na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik U Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat U hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk voor te bring, wat U my gegee het om te doen. Verheerlik U my nou ook by U, Vader, met die heerlikheid wat ek by U gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Ek het U naam bekend gemaak aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan my gegee, en hulle het U woord ter harte geneem. Nou weet hulle, dat alles wat U my gegee het, van U kom, want die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom, dat ek waarlik van U gekom het, en hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Almal wat aan U behoort, behoort aan U, en wie aan U behoort, behoort aan my, en ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe.
Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in U naam bewaar, die naam wat U my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kon word. Maar nou kom ek na U toe. En ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het U woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in U sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Ene, sodat die wêreld kan glo. Die heerlikheid wat U my gegee het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief het, net soos U my lief het. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U. En hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het in hulle kan wees en ek ook in hulle. Augustinus, een van die kerkvaders, sê dat gelowiges word ingetrek as die familie van God. Ingetrek in die familie. As die familie, maar ook in die familie van God. U in my, bid Jesus, en ek in u, dat hulle ook een kan wees, toegewy kan wees, en sodat hulle bewaar kan wees. 'n Joodse rabbi in Greenville in die suidooste van die VSA het 'n ander soortigheid, en die ander soortigheid van die Jode eintlik beklemtoon. En dat hy gesê, dis nie altyd maklik om 'n Jood te wees nie, omdat hulle so 'n klein groepie was in die staat of in die dorp waar hulle gewoon het. En dan sê hy, hulle eie soortigheid en hulle eie lewensuitkyk en lewenstyl was vir hulle verskriklik belangrik gewees. En hulle het hulle kinders groot gemaak en vir hulle tot vervelings toe geleer en vir die kinders gesê, dit mag verander in orde wees, dit mag verander goed wees om dit of dat te doen, maar dit is nie in orde vir ons nie. Julle is Jode, julle is anders, julle is spesiaal, julle het 'n ander storie en julle het 'n ander lewe wat julle moet lei. En daarom ook, julle het ander waardes as wat die mense rondom julle het. So mense sou kon sê amper 'n ingeboude identiteit wat van kleins af vasgelê word in hulle,
ek wil amper sê 'n stuk toewyding, 'n stuk iets wat hulle leer van kleins af om te sê, maar ons is uniek, ons is spesiaal, ons het 'n doel, ons het 'n ander storie wat ons moet leef en wat ons moet vertel. Anders, spesiaal, taak, storie, waardes is amper die gesprek wat binne in hulle maak. En dis wat Jesus in Johannes 17 bid, wanneer hy sê, Vader, hierdie mense, ek bid nie net vir hierdie paartjies nie, maar ek bid vir hulle wat tot geloof kom. Ek bid dat hulle anders sal wees, ek bid dat hulle een sal wees, ek bid dat hulle toegewyd sal wees, ek bid dat hulle bewaar sal wees, ek bid dat hulle beskerm sal wees. Tragies om te sien hoe dit baie keer gebeur, dat in plaas van dat ons hierdie eenheid behou, in plaas daarvan dat ons moet mekaar bemoedig, dat Christene mekaar partykeer afbreek. Vraag word gevra, kry ons nog dat ouers kinders grootmaak? As ons dink aan Deuteronomium 6, wat sê, hierdie boodskap moet jy vir jou kinders inskerp. Jy moet hulle praat oor dit. As jy gaan slaap, as jy opstaan, as jy op reis gaan, waar ook al jy is, dit moet 'n herinneringsteken wees aan jou hand en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Wat moet ons sê? Wat moet ons vir ons kinders sê? Dat ons aan die Skepper God behoort. Dat hierdie Skepper God ons liefhet. Dat hierdie Skepper God vir ons, toe daar sonde in die wêreld gekom het, sy seun gestuur het. En hierdie seun het betaal, sodat ons verlos kan wees. Deur genade, uit genade is ons gered. En deur die bloed van Jesus is ons gewas, en is ons gereinig, en is daar versoening, en is daar vrede, en is daar 'n begeerte. Kry ons dit nog? Kry ons dat mense dit belangrik is vir hulle? Soms kry ek so die idee dat dit maklik is. Ons het Sondag hierso, maar dan los ons. Ons los die Here hierso. En dan leef ons week, want ons week is vol goeders. En dit het vir ons gerieflik geword om nie meer in die wêreld 'n standpunt in te neem nie. Dit het vir ons gerieflik geword om nie meer met die ware evangelie te leef nie. Ons leef diplomaties dat ons nie branders maak nie en dat ons nie mense aanstoot gee nie. Ons glo hierdie woord wat sê, alles wat dit te bykom is te erg. Het moet net nie te erg wees nie. Moet net nie te veel aanstoot gee nie. Weet jy wat? Dis 'n leuen. Jy kan nooit te toegewyd wees nie. Jy kan nooit te warm vir die Here wees nie. Al wat kan wees, jy kan te koud wees. Jy kan te koud wees. Ek dink ons moet vir onsself vra, ons dink partykeer, dis oukei, en ons sê dit ook vir mekaar, ek sê ons moet in hierdie wêreld wees, maar ons moet nie van die wêreld wees nie, en daarmee bluf ons eintlik self, dat ons 'n klomp goeders mag doen en kan doen. Ek dink die vraag wat God vir ons vanaand vra is jy vir of teen sonde? Maak sonde jou bekommerd? Het jy berou oor sonde in jou lewe? Behoort ons aan 'n kerk? Behoort ons aan 'n gemeenskap? Behoort jy aan 'n vriendekring wat berou het oor sonde? Of is sonde vir ons verskonings? Of iets waaroor ons glad nie praat nie? Ons is bang
om 'n evangelie te bring, waarin daar 'n boodskap is, dat God sonde haat. Dat God 'n afskeid het aan sonde. Ons wil nie dit praat nie. Ons wil nie dit vir mekaar sê nie. Ons probeer so maklik en so vriendelik as moontlik met die wêreld omgaan. Want ons is so bang, hulle hou nie van ons nie. En ons is so bang dat hulle sê ons is of pretbederwers, of preets, of ek weet nie wat alles hulle van ons sê of kan sê nie. Helmut Thielicke, 'n teoloog, sê, ons versoet en ons versuiker die bitterheid van die lewenslot. Ons wil nie vir mense sê, as jy nie aan God behoort nie, as jy nie Jesus Christus aanvaar nie, as jy nie heiligmaking in jou lewe oefen nie, dan is jy dood. En dan sterf jy 'n tweede keer, nadat jy op aarde gesterf het. Sterf jy by die oordeel weer. Ons wil dit nie sê nie. Weet jy wat? Ek dink om te versoet, te versuiker, dis mos maar waar van hoe dit in die lewe rondom ons gaan. En ons kry die indruk dat party Christene maar net dit verdra om God se oordeel oor sonde nie te verkondig nie. Hou daarvan om te praat oor die liefde en die bewaring van God, want ons wil nie mense afskrik nie. Ons wil nie oor dit praat nie. Ons wil nie 'n kwaai God en 'n regverdige God voor wie mense in vrees en bewing soms buig en sê, Here, vergewe my. Here, as ek dit sien, dan maak dit my beangs. As jy Johannes neem op Patmos en hy sien iets van God, dan sidder hy en hy val neer soos 'n dooie. Want ewe skielik besef hy met wie het hy te maak. Thielicke skryf en sê, dis 'n bedenklike teken wanneer die kerk so in harmonie met die wêreld lewe. Hy sê, dis iets om te vrees. Dis iets om teen te bid. Wanneer daar vrede tussen die kerk en die wêreld is. Ons sien baie op die nuus hoe daar optogte is. Hoe daar aanspraak gemaak word om te sê, julle sal sê wat ons wil hê julle moet sê. Anders beboet ons julle. Wat ons julle tronk toe. Wat doen die kerk? Wat doen u en ek? Het ons nog 'n opinie en het ons nog 'n standpunt en het ons nog 'n roeping? Leef ons nog Jesus soos wat hy gebid het en gesê, Vader, ek begeer dat dies wat tot geloof kom nie verlore gaan nie. Ek begeer dat hulle nie oorweldig word nie. Here, ek smeek by u dat die eenheid wat daar is, Here, dis belangriker. En julle weet, daar's meer oor die eenheid geskryf in die Bybel as oor hemel en hel. En hoekom sê Jesus oor die eenheid? Hy sê, want as daar eenheid is, glo die wêreld dat u my gestuur het. As daar nie eenheid is nie, glo die wêreld nie. Broers en susters,
Ek wil eintlik sê, die wêreld hou voor en sê dat ons moet Christene moet nice mense wees. Maar weet jy wat wil God hê met ons wees? God wil hê ons moet nuwe mense wees. God het in gedagte dat ons harte verander, dat ons lewens verander, dat ons visie verander, dat ons hele ingesteldheid verander, dat ons besorg is oor verlore gaandes, dat ons ook begin bid, en dat ons ook begin sê, Here, ek bid vir andersheid onder u kinders. Here, en ek begin bid ook vir u veilige bewaring van die kerk, van Christene. Here, en ek bid vir toewyding. Ek bid in 'n tyd waarin ons lewe, waar dit aan die orde is, om aan mekaar net te mag laat los, dat u kinders dit nie sal doen nie. En ek bid vir die eenheid. Ek bid, Here, vir die eenheid. Ek wil vir julle graag lees. Ons het sopas klaar gemaak met die meeste van ons Bybelstudies uit Romeine 12 uit. Romeine 12 praat van die nuwe lewe in Christus Jesus. Hoor wat skryf hy nou hierso. Hy sê, gee julle self, met wie praat hy hier? Met ongelowiges? Gelowiges. Hy sê vir gelowiges, gee jouself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Gee jouself. Kruisig jouself. Wees die minste. Gee jou aan die Here, gee oor en sê, Here, maak wat u in my lewe wil doen. Hy sê, dis die wesenlike van die godsdienst. Dis wat jy moet doen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Weer, moenie nice people wees nie. Wees nuwe mense. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Hoe lyk ons denke? Hoe lyk dit waarin ons deelneem, dink, praat, wat jy om jy voet? En dan sê hy, dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Hy sê, moenie van jouself meer dink, as wat jy behoort te dink nie. Dis nogal enetjie om te herkou. Lê jou liewer daarop toe, om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. En dan sê hy, ons het baie lede, en dan praat hy oor die liggaam. En dan sê hy, ons het genadegawes, en dan praat hy oor die gawes wat God vir ons gegee het. Dis nie dieselfde nie. Maar hy sê, ons het nie almal dieselfde nie. En dan vers 9 sê, die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is. Hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar. Wees mekaar daarom tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here, verbly jou in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood. Seën julle vervolgers, moet hulle nie vervloek nie. Moet hulle nie vervloek nie. Moet hulle nie vervloek nie. Moet hulle asseblief nie vervloek nie. Wat doen ons? Wat doen ons? Sommige net soos bestuur. Wat doen ons? Jong, ons sê, ons dink. Hoe is ons gedagtes? Wat het verander in ons gedagtes? Is ons niet? Het ons niet geword? Of het ons 'n kompromie aangegaan? Wees bly saam met die wat bly is, treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Weer 'n keer, hoekom sê dit? Want dis waarop die Satan ons inval en aanval. En dan sê hy, wees goedgesind teenoor alle mense. Gaan die stuk nou aan weer, en dan sê hy, moet jy nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Liewe Pinksterganger 2026,
pad van heiligmaking, waar God vir ons sê, ek daag jou uit om te word wie ek wil hê. Ek wil hê, jy moet wees. Vat hierdie woord, koester hierdie woord, lees hierdie woord, eien hierdie woord in jou lewe toe, bely voor die Here, hê berou oor wat jy verkeerd doen, in die oë van die Here wat jy hierin gaan lees, en moenie in jou toewyding verslap nie. Moenie jou oog van die Here afhaal nie. Moenie ophou om te sê, Here, die Heilige Gees wat U in my gegee het, hierdie Gees getuig saam met my gees dat ek U kind is. Maar Here, ek is nie meer soos die wêreld nie. Ek is nou soos 'n kind van Jesus. En ek is ingesluit in hierdie familie van Jesus. Help my, dat my vrug sal wees om U te verheerlik. Snoei my, Here, kom haal af, sodat daar baie vrug kan wees. Bewaar my, Here. Bewaar my, bewaak my mond, my hart, my ore. Bewaak my, Here, dat ek nie in die struik trap. Here, en maak my toegewyd. Ek kom gee myself, ons het gisterand kersies aangesteek, waarin ons sê, ek gee my, Here, ek wil U lig in die wêreld aandra. Wat doen Satan nou? Hy sit te wag vir jou, net hier buitekant. Sê, nee man, nie te erg wees nie. Jy kan net te koud wees. Wees toegewyd aan die Here. En dan sê hy, eenheid. Here, help my, dat ons een sal wees. Een in Jesus. Een begeerte om God die Vader te loof, te prys